nog nie jou inligting vir my laat kry het nie as besoeker of wat ook al, help my, en daar agter is sulke papiere met 'n pen, as jy uitbeweeg en hom nog nie ingevul nie, vul hom in, en as jy voel het raak te koud in die kerk vanweer die aircon, dan steek jy net jou hand op, hulle het die kontrol daar agter, dan sit hulle hom vir jou agter of af, en hoof, ja, weet jy, ek wil net hierdie moet 'n ervaring wees wat jy geniet. En jy moet groei uit hierdie ervaring vanmôre. Ek gaan vanmôre met jou praat, en as ek kan, dan gaan ek in Engels sê, pregnant for a promise. Swanger vir 'n belofte. Loof die Here. Sê die man so, nou kan ek nie. In die gees kan 'n man ook swanger raak. Nie in die vlees nie, hoor. Moenie verward raak nie. Moenie laat die Amerikaanse en die duiwelse invloede vir jou sê dit kan gebeur nie. 'n Man kan nie swanger raak nie. 'n Vrou. Daar's net 2 geslagte, dis 'n man en 'n vrou. Daar's net een Christus en een God, die res is ander afgode. Alright. Julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Beloftes. Die hele Ou Testament is gelaai met beloftes van God af. En baie van u en ek loop met beloftes. Daai kontrol is daar agter by julle, hoor. Elkeen van ons soek 'n belofte. Mense hardloop van profeet na profeet en hulle wil profetiese dienste hê, want hulle wil tog net 'n belofte hoor. Jy sien, maar om 'n belofte te hoor is nie om 'n belofte te kry nie. Ek het 'n paar keer gehoor dat Welma vir my kinders toe hulle nou klein was gesê het, jy gaan 'n pak slaag kry. En weet jy wat, dit het my nie bang gemaak nie, want daai belofte was vir die kind bedoel, nie vir my. Ek het nie opgespring en gaan my kamer gaan regmaak nie. Jy het al beloftes gehoor, maar dan na die tyd, dan besef jy nie, maar daai belofte het niks met jou te doen nie. Want nou claim ek, neem het en claim het en whatever. Maar God werk anders. Want die oomblik as ek by hom 'n belofte kry, then there's a relationship established. Die van julle wat getroud is, het iewerste 'n belofte afgelê, wat geëindig het met om en by, totdat Jesus ons kom haal of die dood ons skei. Kan jy dit onthou? En as jy nog gaan trou, glo my, dit is wonderlik, jy moet die regte persoon soek. God gee jou die geleentheid, hy laat nie iemand uit die hemel uitval nie, jy soek die een wat God vir jou bedoel en dan trou jy met hom en dan kan jy sê, totdat die dood ons skei of Jesus ons kom haal. Dis 'n belofte, en daai belofte staan, of dit nou reën en of dit nou wat is, of wat ook al, daai belofte staan, en God honors your word. Hy help jou. Histories, met ander woorde in die geskiedenis, ek gaan hierdie woord so 2 of 3 keer vanmôre gebruik, gee God beloftes, en baie keer was dit gekoppel aan swangerskappe. Ek gaan 3 vanmôre met julle gebruik, om te wys. Want God sê, en ek gaan jou nasie seën. Dan sê hy dit vir 'n man wat sy vrou nog nie kinders gehad het. En so gebeur dit oor en oor, maar God bring beloftes in die Ou Testament, en selfs in die Nuwe Testament, in hierdie riem in, deur swangerskappe. Die tweede ding wat jy moet verstaan is, God gee die belofte. En God kan nie lieg nie. As God werklik iets beloof het, sal dit gebeur, come hell or high water.
It will be established because God has spoken it into existence. As die Here iets gesê het, dan reageer die skepping en hy buig en dit gebeur, want elke woord van God is ja en amen en sy beloftes. Die derde ding wat jy moet onthou, die proses in 'n belofte. Nêrens het ek gesien dat 'n belofte terwyl God praat, realiseer nie. Daar was profete wat gesê die Here beloof môre hierdie tyd sal julle oorvloed van kos in hierdie plek hê. 24 uur, die proses. Daar was beloftes wat 40 jaar gevat het. Elke belofte het 'n tydsverloop aan hom. Want jy sien die oomblik as God die belofte gee, moet daai woord in jou kom settle. En jy moet dit ontvang met geloof en jy moet dit vashou soos 'n swangerskap. Die oomblik as jy swanger raak, in die normale gang van 'n vrou, eet sy anders. Sy leef met eens anders. Ons het 'n getuienis van 'n dame in ons dorp met wie ons gewerk het wat op heroïne was, wat op al wat 'n verslawende drug was. 5 op 'n slag getoets as jy haar getoets het. En toe raak sy swanger. En die dag toe sy hoor sy swanger, toe kom sy en sy sê, ek sal nooit weer 'n dwelm gebruik nie. Die statistieke sê, heroïneverslawing se herstel is 1% moontlikheid en dan sit met mediese hulp en hierdie vroutjie stap 'n pad en sy kom en ons bid vir haar en ons stap met haar en ons bid vir haar. En sy hou vas en sy sê, die Here het vir my 'n kind gegee. Daai kind gaan nie kry wat ek het nie. En teen die tyd wat die kind gebore was daai ma skoon. Want sy het vir 9 maande toe nooit weer gebruik nie. En nou die dag toe stap sy hier in en die kind is nou jaar en 7 maande, nee, 3, amper 2 jaar. 2 jaar, om en by 2 jaar. 2 jaar is die kind oud en sy stap hier in en ons gaan weer sessie hê, maar wat sy nie geweet het nie, ek het gereël dat iemand haar kom toets. En toe sy instap, sê ek van, hoor, ek en jy gaan nou gesels, los jou dogtertjie by my, jy gaan gou vir 'n toets. En sy sê, ja, sure. En 10 minute later stap sy in en die glimlag is om haar kop. En die toets sê, skoon. Op grond van 'n belofte, wat binne in haar is, het sy ingekoop op daardie belofte, en die onmoontlike vermag. As jy die belofte kry, moet jy inkoop op die belofte. En jy sal daai belofte moet koester, hom moet verwelkom. Die belofte, as jy die belofte het, kan jy nie huis toe ry en gesê die Here gaan my seën, nou gaan ek lê en wag totdat die seën my tref nie, dit gaan nie gebeur nie. Die oomblik as jy die belofte kry, is dit voete op die grond, hardloop, 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 doen wat God sê, gehoorsaamheid is beter as offerhande. Nou goed, kom ek gaan jou vinnig en dan gaan ek nie lank preek nie. My eerste voorbeeld wat ek vanmôre wil gebruik, is die voorbeeld van Sara. En ek kan gaan lees in Genesis 18 vers 10. Nou kom ek lees net gou vir jou. Genesis 18 vers 10, en hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was.
Kom ons stop net gou hier. Kan ek gou vir jou die prentjie teken? Amazing. Abraham het by ten minste 4 geleenthede 'n besoek gehad van 'n man, in die vorm van 'n man, maar dit was God. En elke keer, of dit nou was waar hy aangestap gekom het en hy word beskryf as 'n priester volgens die orde van Melchisedek, of waar dit is hierso in Genesis 18, dat hy in die hitte van die dag in sy tent gelê het en om weg te kom van die hitte op ouderdom 100 en sy vrou 99, en die volgende oomblik is daar 3 manne by sy tent se ingang. Baie interessant. En die een man praat en die ander 2 is by hom. Nou die ander 2 kan engele wees of dit kan die 3-eenheid van die Godheid wees. Maar hulle praat met hom en hulle gee hom nou eers 'n paar opdragte, gaan haal water, en hy sê vir sy vrou, hoor hy maak koek, en hy gaan hardloop en hy gaan slag 'n kalf en hy bring die vleis in, en hier kuier God by Abraham in sy tent, in die gelykenis van 'n mens met 2 getuies by hom. En Sarah, kinderloos, maak brood. Ek wonder hoe daai brood, dit moes fantasties gewees het. Want nou kuier hulle lekker. Maar sy staan agter haar man, want sy kon nie voor inkom nie, sy was 'n vrou en al daai goedjies. En sy staan en hier eet God haar brood en die vleis en hulle drink water. En met een sê God vir Abraham, ek gaan sekerlik oor 'n jaar terugkom na jou toe. Hy maak weer 'n huisbesoek afspraak. Hy sê, maar die verskil is, as ek weer kom, gaan jou vrou 'n kind vashou. Klink vir my soos 'n belofte. Sarah het toe al is sy nie deel van die gesprek nie, het sy gehoor wat hulle van haar sê. Vrouens het 'n baie sensitiewe vermoë. Vers 12. En Sarah het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens sê nadat ek oud geword het en my Heer oud is? Vers 13. Hier sê dit nou, en nou, die ander kan jy my aanvat, maar vers 13, sê die vertalers, toe sê die Here vir Abraham, ja, in daai oomblik, in daai environment, daar, sê God, want jy sien, God ken jou gedagtes, nee, en God het 'n plan met Sarah, maar Sarah het nog nie ingekoop op die plan nie. Hoekom? Want Sarah kyk na al die negatiewe goeters. Ek is oud, my man is oud. God vra vir Abraham, waarom het Sarah daar gelag, agter jou rug? Abraham sien dit nie eers. En gedink, sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? Jy sien die oomblik, as God met jou wil begin praat oor beloftes vir vorentoe, sekerlik oor 'n jaar, dis vorentoe, begin die duiwel met jou handel oor wat jy het, wie jy is, waaruit jy kom, en nou laat dit jou reageer. En die reaksie is dit wat God nou gesê het.
is belaglik. Die Here al vir jou gesê, goed wat vir jou gedink het, ag, dit kan nie wees nie. Die groot probleem is, jy deel dit baie keer met mense. En daai mense praat jou uit daai belofte uit. Ag, wil jy vir my sê, jy sal dit kan doen, man, jy is 'n mechanic jou hele lewe. Nou wie vir my kom sê, God sê dit en dat, what? En nou begin jy lag. Maar, what a mighty God, what an awesome God we serve. He never gets offended. Hy raak nie kwaad nie. Dit offend hom nie wat Sarah reageer nie. En nou hierdie versie moet jy onderstreep in jou Bybel. Jy moet jou Bybel begin saambring. Want hierdie is die basis van enige belofte. As jy enigsins na God toe wil kom met 'n belofte, moet jy hierdie versie onthou. Vers 14, Genesis 18, vers 14. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Jou ouers kyk na jou en sê, jy kan dit nie doen nie. Ek was 18, 19, 18. Ek vir my ouers sê, ek gaan in die bediening in. Toe was ek besig om te studeer vir 'n onderwyser. My ma het na my gekyk en gesê, jy's te jonk. Kyk hoe lyk jy? Jy gaan nie in die bediening dit maak nie. Word 'n onderwyser. Maar ek het besluit. Dit was in die jare 80. Ek het by God gehoor. En in die jaar waarin ek 22 geword het, was ek georden as 'n pastoor. En ek het nog nooit iets anders te gedoen nie. Want jy sien, die belofte is tussen God en my. En sal iets vir die Here te wonderbaar wees? Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? En nou herhaal hy dit, hy sê, hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou toe terugkom en Sarah sal 'n seun baar. Seun hê. En nou raak dit interessant. Vers 15. Maar Sarah het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie. Want sy was bang, maar hy sê, nee, maar jy het gelag. Kom ons stop net gou hier. Histories in daardie oomblik, vergeet die belofte. Histories in daardie oomblik, lag 'n vrou God uit. Sy lag hom uit. Hy praat sy stem, nie 'n prediker, nie 'n kerk nie, nie 'n profeet nie. Sy stem sê vir haar man, jou vrou gaan 'n kind hê en sy lag vir God. Tweedens, sy lieg in God se gesig. Dis nogal radikaal. Sy lieg nie vir haar man nie, sy lieg nie vir die pastoor nie, sy lieg vir God, sy ontken dit. Maar dit maak nie dat hy haar diskwalifiseer nie. Dit maak dat hy haar engage into a journey so that she would become to know him as a promise keeper. Want niks wat jy doen kan jou uit die hande van God uitruk nie. Maar as jy die proses hanteer,
gaan jy agterkom dat God 'n genadige God is. Dat God nie die mens aansien nie. Hy's nie hy soek nie die heilig en veilig en die en daai nie. He's looking for a channel that is acceptable and receptible for the promise of God in your life. Hy kyk nie wat jy, van waar jy kom nie. Hy kyk nie waantoe jy gewoond was nie. Hy kyk nie na jou bloedlyn en watter lyn nie. Hy kyk nie nou eers terwyl hy met daai belofte werk. Kyk hy nie eers na jou attitude nie, because he knows something. Want wat weet hy? Dat as ek die naam van die Here aanroep, gaan ek gered word. Is dit nie awesome nie? Dus hy lag vir God en sy lieg vir God. What a faithful God. Sy lieg nie net vir God nie, sy ontken nog die leuen ook. En ek het nie gelieg nie, nie gelag nie. Sy is adamant om God te oortuig van haar onskuld, that he looks beyond our faults and he sees the bigger picture. Nou dit was histories. Dan tel ek hierdie storie op in die Nuwe Testament. In Hebreërs 11, in die hoofstuk oor die geloofshelde. Stem jy saam, Hebreërs 11 is die hoofstuk van geloofshelde. Hy lys hulle so. Wat sou jy gedoen het? As jy vir iemand beloof, vandag oor 'n jaar gee ek vir jou 'n huis. En sy vrou staan daar agter en skud haar kop en sê, daai gaan nie gebeur nie. En jy sê, hoekom lag jy? Sy sê, nee, ek het nie gelag nie. Nee, ek het nie gelag nie. Wat sou jy doen? In Hebreërs 11 vers 11 in die geloofshelde muur skryf Paulus die volgende. Hy het haar nou nie geken nie, hy is nou besig met 'n openbaring. Hy sê, want deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word, en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy hom getrou geag het wat dit beloof het. En toe sien Paulus dat iewerste tussen daai tentgesprek en die volgende besoek het Sara bely. Daar het 'n verandering in Sara gekom. Baie van julle sit vanmôre hier en as daar nie 'n verandering in jou kom nie, kan die belofte nie stiek nie. Jy sal moet verander by die kruis. Jy sal moet bely jou ongeloof, jou twyfel. Hoekom? Want ek verwys jou terug na vers 14. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Maar ek en jy, iewerste tussen daai gesprek en die inplanting, onthou nou, God sê vir haar, oor 'n jaar, 'n swangerskap is 9 maande, as jy voluit loop. So tussen daardie en waar die saad ingekom het sy 2 maande dalk gehad om tot 'n inkeer te kom, tot 'n belydenis te kom, en te aanvaar en te verklaar, by my God is alle
dinge moontlik. Waymaker, promise keeper. That's who you are. En toe sy daardie aanspraak gryp en vat vir haarself. Kyk God nie na haar ouderdom nie. Hy kyk nie na haar liggaam nie. Hy kyk nie na die omstandighede nie, want by my God is alle dinge moontlik en hy plant 'n saad in haar, deur wie die nasies sou kom. Omdat sy wat vir hom gelieg en gelag het, die volgende oomblik kry Paulus die openbaring en hy sê, en sy het daai goed gedoen omdat sy geglo het, hom getrou geag het, wat dit beloof het. Is dit nie fantasties nie? Nommer 2, Hanna. 1 Samuel 1 vers 10. Sy het nie 'n kind nie en sy voel minderwaardig en sy voel, haar man het soek 'n geleentheid om by iemand anders 'n kind te hê en sy is nie die vrou wat sy moet wees nie en voel tuis. Swak selfbeeld kom al uit die Bybel uit. En dan besoek God haar nie, maar sy gaan soek God op. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen. Met ander woorde, daai verhouding het sy ge-establish. As ek in hierdie belofte kan inkom, o God, totdat die dood ons skei. Nou jy dit. Nou enter sy na hom toe en sy bring die belofte en sy draai nie God se arm nie. Hy weet wat jy dink, hy ken wat jy voel in jou binneste. And he's a covenant God. Hy like om met jou in so 'n verhouding in te gaan. Because then he knows he can rely on you, he can bless you and use you. But he knows, from the beginning he knows, if you are trustworthy, reliable, or not. Here van die leerskare, as die waarlik die ellende van die diensmaagd, luister hier, diensmaagd, nie net 'n vrou uit die volk nie, die diensmaagd, dienskneg, die klem lê op die diens, aansien, en aan my dink, en die diensmaagd nie vergeet nie, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk. Sy soek nie net sommer enige kind nie, sy soek 'n manlike kind. Sy weet wat sy soek en sy weet God kan dit doen. Het jy vanmôre geloof om na God toe te kom met soveel gereedheid, om met so opregtheid te smeek en bitterlik te ween en met hom in gesprek te gaan, want weet jy, God is nie ver nie, hy wil hê, hy wil jou hart hoor, hy wil verstaan wat jy sê, want dan kan hy op dit jou toenader en jou seën. God is nie bang om mense te seën nie, veral as hulle dit kan hanteer. Hoekom? Want hy weet wat jy doen, al staan jy agter jou man se rug met jou gesig weg na hom toe. Nog voordat jy jou mond oopmaak, weet hy wat kom. Want hy's God. Dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermis sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Elia op haar mond ag gegee het, jy sien, tot die profete gee ag op jou mond. Hy kan nie hoor wat sy sê nie, want sy het geprewel bid, maar hy kyk na haar lippe.
En dan maak hy sy judgment. Dan kom hy as profeet en hy mis die bal heeltemal. Hulle het al oor my geprofeteer, het nie gebeur nie. Join the club. Weet Eli kom by haar en hy sê vir haar, maar jy is so 'n dronk vrou, en sy sê vir hom, nee my Heer, jy verstaan. En nog nooit gedrink. Hier is iets anders aan die gang. Maar jy sien jou lippe moet begin praat wat God praat. Jou lippe moet nie praat wat jou hart sê nie. Dis maklik. My lippe praat maklik wat my hart sê. Maar ek moet myself beheer om te praat wat God sê. Wat God wil hoor. En nou kom die verantwoordelikheid op my. En nou skiep ek en ek gaan vers 19 toe. En toe het hulle die môre vroeg klaargemaak om voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan en by hulle huis in Rama gekom en Elkana het sy vrou Hanna beken en die Here het aan Hanna gedink. Hy het nog niks gedoen nie, hy het aan haar gedink, maar die oomblik as God aan jou dink, Genesis 8 vers 1 sê, and God remembered Moses. En toe God aan Moses dink, dus die ark op Ararat, watersak, God maak die ark oop, of Noag, ekskuus. Ek het die naam nou verkeerd. Noag. En toe God aan Hanna dink, toe's daar 'n kind in haar, 'n belofte, vir 9 maande, 'n jaar later. By die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar, Samuel genoem. Want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Derde voorbeeld, en dan gaan ek hulle gou saamvat in een sinnetjie. Lukas 1 vers 30. En die engel sê vir haar, Maria, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. En amper gaan Maria Sarah se roete. Maria sê vir die engel, hoe kan dit wees aangesien ek nie eers 'n man het nie? En die engel antwoord en hy sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word, want geen ding sal by God onmoontlik wees. Onthou jy gou terug, Genesis 18:14, God sê, sou iets vir God te wonderbaar wees? Lukas 1:37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Selfe sinnetjie, saam met 'n belofte. Vir mense is dit onmoontlik. Maar by God is alle dinge moontlik. Maria se reaksie, dis die dealbreaker. En Maria sê, hier is u diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het weggegaan. En sy was swanger. 3 beloftes, 3 prosesse, 3 positiewe resultate.
Sarah se belofte kom in werking deur bekering. As 'n belofte oor jou lewe, maar jy moet tot bekering kom, sodat daai belofte uit die lig uit in jou kan inkom, en dat jy God sal beleef as die ene wat getrou is. Jy kan nooit vergeet dat by God alle dinge moontlik is nie. Al is daai droom hoe, al is daai belofte hoe. Ek het 3 of 4 jaar terug het ek hier 'n profetiese belofte gekry. En weet jy wat? Ek het hier uitgeloop en gelag oor daai belofte. Het daai belofte in my opgekom? Nee. 4 jaar later, terwyl ek vas en ek hier in die bidkamer een aand sit en niemand by my nie, en ek het dit hierdie week baie gedoen, dan ek vat nie eers 'n Bybel of 'n foon of niks by my nie, ek gaan sit net daar. En die Here begin met my deel. Die Here sê, het jy gelag? En nou kan ek nie sê nee nie, want ek weet nou wat het hy met Sarah gedoen. En ek sê, ja Here, u weet als. En die Here sê vir my, bely. Bely op grond van die woord, dat by God is alle dinge moontlik. Al verskil is, nou gaan jy nie in die belofte en loop nie, jy sal moet hardloop, want jy het 4 jaar gemors, nie God nie, ek. Maar God jaag jou nie weg nie. Maak 'n ander plan. Hanna kry 'n belofte deur totale toewyding en volharding. Sy hou aan totdat haar goeie vader vir haar die belofte gee. Maar sy gaan kyk mooi, sy het ook nie jare gebid en gesmeek nie. Sy het in 'n tyd gegaan, en dis goed dat ek dit vanmôre dalk noem. Mense dink, byvoorbeeld nou met die vas, dink hulle dat as jy 21 dae vas, het jy nou 'n dieper verhouding as 5 dae. Jy nou 40 dae vas, toe ek jonk was, as jy 40 of 30 dae kon vas, dan was jy op 'n ander level. Daniel, toe hy 21 dae gevas het, was Daniel 90 jaar oud. Dis hoekom Daniel die Daniels vas gedoen het, met die groente en vrugte, want hy was oud. Hy was 90 jaar oud. En toe vas hy 21 dae, en op die 21ste dag, kan jy onthou, toe kom die engel van die Here by hom. Sê die engel van die Here vir hom, want hy vra toe, wat het jy so lank gehou? 21 dae, wat ek net op groente en vrugte moet wees, terwyl ek bid. Wat is hier fout? En die engel sê vir hom, sorry man, niks aan ons kantoor se fout nie. Op die eerste dag het God jou gehoor en my gestuur. Hy sê, maar ons vyande het my 21 dae besig gehou met gevegte, sodat ek nie by jou kon uitkom nie. Hier is jou antwoord, en net daar eet Daniel. Weet jy wat? Jy weer vas tot jy die antwoord het. En dan stap jy uit. En dan was jou vas suksesvol. Baie mense vas vir 20 dae, of vir 10 dae, of 7 dae, en aan die einde, as ek hulle vanaand vra, wat het hierdie vas
vir jou gebring. Ons het 'n klomp ideologiese goedjies, want ek wil nou nie stupid wees en klink asof ek verniet gevas het. Maar toe sy die woord spreek en sê, ek soek 'n manlike seun, en ek sal hom klaarmaak, en dit en dat. Sy in haar hart hoor, het sy nooit weer daaroor gaan bid en gaan huil en te kere gegaan nie. Sy het aangeloop en vir haar gaan klere koop wat pas by 'n swanger vrou. That's faith. Is jy op die plek waar jy God kan vertrou, sodat jy radikaal kan uitstap agter 'n God aan, by wie geen ding onmoontlik sal wees nie. Maria kry 'n belofte wat kultureel haar in 'n asblik gaan gooi. Want sy's nog 'n maagd, maar jy's swanger. En in daardie tyd het hulle nie oor die goed gepraat nie, hulle het jou gestenig. Jy was onterf omdat jy oneer op jou ouers gebring het. Josef het die gevaar geloop om totaal onterf te word, want hy het oneer op die gesin gebring, vanweë die belofte van God. Maar Maria in haar onskuld, in haar reinheid, maar in haar oorgawe aan die diens aan die Heer, buig sy en sê, hier is u diensmaagd. Laat dit met my gaan, volgens u woord. U woord. 'n belofte is 'n woord, wat in die hemel gerelease word, en in jou hart laat u koninkryk kom, gaan posvat, of dit kultureel aanvaarbaar is, of dit nou al gebeur het of nie. God said it, that settles it. En sy het die belofte gevat en met haar man gaan praat, en toe haar man, en onthou nou, hy het net so goed soos sy geweet, hulle het nie saam geslaap nie, hulle was nie verkeerd nie, hulle het nie verkeerd opgetree nie, en toe sy terugkom van die apteek af met die swangerskaptoets, toe sê hy nie van, nee, wel, jy het rondgeslaap by iemand anders, en nie, toe sê hy, ek het 'n belofte van God in my midde. Let's do this. Wat sal mense sê? Mense sal altyd goed sê, maar die regte mense sal by jou en by die belofte bly. Daar was mense wat krities is vandag nog. As jy praat oor Maria se geboorte, is daar baie ongelowige Filistyne wat vir jou sê, maar hoe kan dit wees? Wat? Call upon the name of the Lord and you will be saved. Miskien is jy vanmôre so Sarah. Maar God het jou so lief. Gee ook geleentheid. Kom na my toe. Ek gee rus. Miskien 'n week later, ek weet nie, ons het nie, nêrens is dit opgeskryf nie. Maar wanneer Paulus oor haar skryf, is hy 'n geloofsheld. Nie 'n leienaar en 'n lasteraar en nie. Hy sien dit nie eers nie. Hy vat haar en hy sit haar in die geloofsheld galery. En hy sê, deur die geloof het sy volhard en die belofte gekry.
Daar is vanmôre tyd dat jy tot inkeer kan kom en die belofte kan gryp. Dis die genadige God wat ons dien. Daar's 'n tweede opsie van Hanna, waar jy in ernstige gebed gaan, as diensmaagd van die Here, en hom nader op grond van die verhouding van diensmaagd teenoor Heer. En hy sê, in Christus, in Matteus 7, as julle wat sleg is weet, om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle hemelse Vader dit nie vir julle doen nie. En moontlik, hier vanmôre mense wat of in hierdie gebou sit of na hierdie woord luister, wat soos 'n Maria 'n besoeking kry en in opregte getrouheid buig, sê waar u lê, daar sal ek mee gaan. Moenie dink aan die konsekwensies nie. God sal dit hanteer. Ek en jy is te bekommerd. Moet ek trek? Moet ek my werk los? Moet ek dit? Moet ek dat? Moet ek die? Moet ek daai? In haar submission and acceptance of the good will of a faithful God. En onthou, daar staan net 'n engel by haar. Dit was nie eers God self nie. Sarah se tent het God self daar gestaan met 2 ander persone daar. Nou kom 'n engel en sy sê, I bow my knee. Laat dit met my wees. Weet jy wat sê sy daar? Al onterf hulle my, al jaag hulle my weg, laat dit met my wees. Laat dit met my wees, volgens u woord. Jy sien, daar's 'n diep stuk geloof in daai, hè? Daar's 'n diep stuk van what a faithful God. Daar's 'n diep stuk van meer van u en minder van my. Haar reputasie, haar familie, haar lewe was op die spel. But because he lives, we can face tomorrow. God is nog steeds daar, die God wat beloftes uitvoer. Hy is nog steeds daar, die God wat geken word deur daardie pragtige woorde. Sal iets vir die Here te wonderbaar wees. Deur die Heilige Gees en deur Christus is hy nog dieselfde God van Lukas 1:37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Het jy 'n belofte? Kom in die proses. Soek jy 'n belofte? Tref die vloer. Sou hy vanmôre met 'n belofte aan jou deurklop? Moenie angstig rondkyk en sê maar, Here, jy moet hierdie eintlik vir die pastore gee. Laat dit met my wees, volgens u woord. Maria was uit geen lineage van iets besonders nie. Josef wel. Maar sy praat nie met God teen nie. As die engel sê, en die Heilige Gees gaan oor jou kom en jy gaan swanger word, sê sy, let it be.
let it be. Want God het nie 'n plan om jou af te trek nie. Want later skryf hulle van hierdie God wat sê, maar ek ken planne wat ek aangaande jou gesmee het, planne van voorspoed en nie teenspoed. He is the promised God. Hy beloof. In die Nuwe Testament, een van die grootste beloftes is wanneer Jesus vir hulle sê, ek gaan nou weg. Sê hy vir hulle, gaan wag in die boventrek. Ek gaan wag swanger. Nie net daar in die hoek gaan sit en jou naels kou en sê, wat nou nie. Hy is 'n spesifieke promise giver. Hy sê, gaan wag op my. En die Vader sal die Heilige Gees oor julle stuur. Handelinge 1 vers 8. En julle sal krag ontvang. Want dis 'n belofte. So hulle gaan toe bo vertrek toe en hulle gaan sit nie en kyk vir mekaar en sê, oh wel, wat nou nie. Hulle het vurig eendragtig verenig waarin in die belofte. Stuur die Heilige Gees. Stuur die Heilige Gees. Hulle was swanger met 'n verwagting vir die Heilige Gees. Die Nuwe Testamentiese kerk moet weer swanger raak met 'n verwagting wat sê dat in die laaste dae sal ek van my gees uitstort op alle vlees in Suid-Afrika. Stoor, weet jy hoeveel afgode dienaars, weet jy, sy gees op daai vlees. In die herlewing in Wallis het mense onder in 'n kleedkamer by mekaar gekom van 'n rugby stadion. Hier onder het hulle 'n kamertjie gehad. En daar het hulle gebid vir herlewing. Herlewing. En daar was 'n rugby wedstryd aan die gang, die paviljoene was vol. En die volgende oomblik toe val die krag van die Here in daardie kamertjie. En die hele skare, plus die spelers, het kragtig tot bekering gekom daar. En daai herlewing het veroorsaak dat miljoene mense in Europa tot inkeer gekom het. Ek en jy moet vanmôre weer sê, Here, maak my swanger met 'n belofte. Ek het net 3 voorbeelde gebruik. Al het jy gelag, al het jy gespot oor die goed, al het jy geen geloof in 'n belofte meer nie. Maak 'n inkeer vanmôre. En hy sal nie eers aan gister dink nie. So wonderlik as die revelation by Petrus kom, dan sien hy net hoe sy in geloof gestap het en die babietjie vasgehou het. Ek wil vanmôre vir jou bid. Jy vanmôre sê, Here, ek glo. Ja, Here, ek glo. Soos Sarah iewers gesê het, as jy vanmôre met 'n spesifieke behoefte en spesifieke detail in 'n belofte inbid, dat nou net gevas, Here, u diensmaagd. En as God 'n belofte oor jou gerelease het, jy is vanmôre soos 'n Maria wat sê, laat dit met u diensmaagd wees, volgens u woord. Een het die belofte gesoek, die ander 2 het die beloftes gehoor, maar al 3 het die belofte gekry. Vergeet vanmôre van profete en profetesse en die en daai. Call upon the name of the Lord and you will be saved.
sien jy kans vir 'n proses? Sien jy kans vir 'n belofte? Want by God is alle dinge moontlik. By God, alle dinge moontlik. Jy wil ek moet vanmôre jou insluit in my gebed, staan op jou voete. Waymaker, promise keeper, my God, I acknowledge you. Ek erken u vanmôre as Heer oor myself en elke persoon wat vanmôre in hierdie gebou staan, selfs nou by hulle huise op hulle voete staan. Here, ons meld aan vir beloftes van God. Hier is u dienskneg en u diensmaagde. Laat dit met hulle wees, volgens u woord. Bring die belofte in realiteit in ons binnestes, Here, of dit in ons besighede, of dit in ons huwelike, of dit in ons kinders, en of dit in ons, net in ons geestelike belewenis van die hemel met u is. Laat dit met my wees volgens u woord, Here. Here, u woord is 'n lig en 'n lamp. U woord gee hoop vanmôre. U woord bring wonderwerke. U woord bring wonderwerke. En u belofte bring nie ekstra moeite nie, maar bring verligting. Vanuit, it brings relief from out of barrenness. And Father, I pray against the spirit of barrenness. And I release upon them a spirit of multiplication. Ek roep vanmôre die gees van vermenigvuldiging in mense se harte, in hulle gees in. En Here, dat hierdie tydperk, soos wat Sarah tussen die tent en die belofte ontvang, dat daar 'n ommekeer in ons sal kom, dat ons na u sal kyk vir wie u is, nie wat u is nie. Vergewe ons tye van onkunde. Here, laat dit met ons wees vanmôre. Volgens u woord, 'n tyd van swangerskap, van afwagting, van verwagting, wat eindig in die vashou van 'n belofte. En Here, ons sal nie stadig wees om u te eer nie. Help ons om soos Hanna daardie belofte te gryp en terug te kom en die eer aan God te bring. Help ons om soos 'n Maria daardie kind te release vir die roeping van God in sy lewe. Help ons om soos Sarai Isak te laat gaan, al wil sy pa hom offer, want u wat die werk begin het, is die een wat dit klaar maak. Ek roep geloof in mense se harte,
Maar ek bid ook dat hierdie woord vanmôre ingang vind en dat hulle dit sal verstaan. Here, ek het in my menslike swakheid 'n woord gebring, maar ek bid nou dat die Heilige Gees wat die naprediker van hierdie woord is, hierdie woord sal bevestig deur wonders en tekens en kragtige dade. En almal wat dit glo, sê amen. Loof die Here. Kom ons neem ons sitplekke. Volgende Sondag gaan ons na die diens weer 'n koffietjie saam drink. Ek is bly daarvoor. Maar ja, ek hoop ek drink koffie nog teen daai tyd. Dankie dat u hier was. En weet jy wat? En ek sê dit vanmôre met groot nederigheid. Die Here het jou hiernatoe vanmôre gestuur met 'n